vriendelike dag sê aan jou. Verlede week in die reeks oor storms het ek met jou gepraat oor die feit dat storms wat ons nie verstaan nie, dikwels by ons twyfel bring. Twyfel oor God se omgee, sy liefde, sy sorg en in sy ergste mate twyfel dat God bestaan. En vandag wil ek met jou praat oor die feit dat twyfel impliseer tog dat jy glo. En dit mag nou vir jou twee onmoontlike dinge wees. Hoe kan 'n mens twyfel en nog glo? Hulle luister hierna. Jy sien, storms het verskillende gevolge in mense se lewens. Van Petrus lees ons tydens die storm op die see van Galilea daar in Matteus 14 vers 30. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Jesus het dadelik sy hand gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Nou vir ons wat in storms ook al getwyfel het, en selfs op hierdie stadium dalk met twyfel worstel, wil ek net hê, jy moet mooi na Jesus se woorde luister. Jesus het nie vir hom gesê, ongelowige, waarom het jy getwyfel nie? Hy het vir hom gesê, klein gelowige. Weet jy waarom? Omdat volkome ongelowiges nie twyfel nie. Jy het geloof nodig om te kan twyfel. 'n Mens kan ons nie twyfel aan iets waarin jy nie glo nie. Ek meen, daar was 'n tyd wat jy en ek waarskynlik vas aan Kersvader en feetjies en die tandemuis geglo het. Daar was by jou geen twyfel nie. Toe jy egter groter word, het jy sekere waarnemings begin maak wat jou laat wonder het hieroor. En jy het begin twyfel. En nou twyfel jy nog enigstens aan hierdie dinge uit jou klein kinderdae? Sekerlik nie, want jy glo doodgewoon nie meer daaraan nie. Ek herhaal, 'n mens kan net twyfel as jy glo. Nou ek besef hierdie is 'n baie onvolkome vergelyking, want God is nie 'n illusie en 'n sprokie nie. Feit is egter dat ons God nie kan hanteer en bestel soos 'n verbruiksartikel nie. En soms in ons storms en onsekerheid twyfel ons. Ons twyfel nie omdat ons ongelowig is nie, maar omdat ons geloof klein is. En 'n mens se geloof word kleiner en kleiner as jou omstandighede jou begrip en belewenis van God verduister. Kyk weer na Paulus. Terwyl sy oë op Jesus was, kon hy die onmoontlike regkry en die swaartekragwet oorkom. Vers 30 sê, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en begin sink. Aan die ander woorde, toe sy oë van Jesus verskuif en op die storm fokus, het hy begin twyfel. Twyfel ontstaan wanneer my oë van die Here na die probleem verskuif. Hoe meer ek probleemgeoriënteerd raak, hoe minder en hoe kleiner word my geloof en hoe groter my twyfel. Gelukkig is die omgekeerde ook waar. Hoe meer ek op God fokus en van sy liefde en grootheid bewus word, hoe groter raak my geloof en hoe minder my twyfel. As jy dus op hierdie stadium een of ander twyfel oor God ervaar, of dalk weer in die toekoms gaan ervaar, moenie wanhoop of met skuldgevoelens wegdraai van die Here nie. In hierdie wêreld met sy storms en aanslae van die bose, het groter mense as ek en jy ook al getwyfel. Dank God, ons kan weer opstaan en terugkeer. Na alles, toe Petrus sink, het hy weer na die Here gekyk en na hom geroep en luister mooi, wat sê vers 31, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gered. As jy dalk op so 'n plek waar jy twyfel, waar jy wonder, dan wil ek vir jou sê, draai jou oë terug na die Here. Besin oor wat hy gedoen het in die verlede. Besef sy grootheid en soek sy aangesig. Jy sal uitvind, hy gaan ook sy hand opnuut na jou uitsteek en jou uitred. Here, ek dank U vir die wonderlike wete dat U ons nie in die steek laat nie. Vergewe ons as ons soms van U wegkyk en deur die storm en stryd oorweldig word en aan U begin twyfel. Ons wil weer na U kyk. Ons wil U grootheid besef, U goedheid. En ek weet, Here, U sal ons nie in die steek laat nie. U sal ook soos vir Petrus U hand uitsteek en ons optel. Dankie daarvoor. Amen. Sterkte en seën, ons gesels weer volgende week.